Efesiërs 2, kom ons lees gou daai verse saam. Vers 2. Hoofstuk 2, vers 1. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Hoor alweer, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. En hierdie verse moet julle al begin goed ken soos die water en wyn verander. Want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksels geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Jy sien my vriend, as jy daar Efesiërs 2 vers 1 tot 5 lees, en jy sien dat hy ons lewend gemaak het, ons wat dood was deur die misdade van ons sonde, sê dit eintlik dat ons almal dood was, maar danksy Jesus Christus is ons lewend. So ons natuur, voordat ons Christus geken het, was 'n natuur van dood. Geestelik dood. Maar met Christus se natuur wat in ons gekom het, het hy dit uit ons uitgehaal en sy natuur in ons kom oorplant. En skielik begin die definisie van genade net soveel meer sin maak. It's grace is God's ability, God se vermoë om in jou te werk, binne in jou te werk en binne in jou te doen wat jy nooit van tevore uit jouself uit kon doen. Julle dink gou vir 'n oomblik na daaraan. As God wat binne in ons woon, Kolossense 1:27 sê, the hope of glory living inside of us, ek abide in hom en hy in my, en hy deur my regeer, dan werk hy deur sy vermoë deur my. Jy sien in die Ou Testament kry ons natuurlik die wet van God, en ons het nou 'n paar keer daarna verwys, en ons gaan nog 'n paar keer daarna verwys. Mense moes hard probeer werk om dit te probeer onderhou. En hulle self daardie probeer verander. Ons het net ook daaraan geraak, Bert het daaraan geraak, ek het daaraan geraak. Maar onthou, die skrif sê, en ek gaan dit vir jou in Engels sê, want dit is so powerful skrif hier. Hy sê, righteousness did not come to anyone by the law. Geregtigheid het nie na mense gekom deur die wet nie. Die wet het nie mense verander nie. So as jy teruggaan na ons vorige boodskap wat ons gepraat het oor condemnation en skuld, het ons gesê, hoe langer jy onder 'n godsdienstsysteem staan, deur jou werke probeer om geregverdig te word, hoe meer gaan jy die wortel en die skuld en condemnation in jou lewe ervaar. Omdat ek sê weer vir jou, die wet het nie mense verander nie. Die wet gee net vir mense 'n standaard, 'n conduct, 'n optrede, 'n lewenswyse wat hulle moet probeer. But the law is about Christ-likeness. Jy sê, die skrif sê later, die wet was net ons tutor wat ons na Christus toe geneem het. Sodat ons by his ability, deur sy vermoë, in hierdie lewe kan lewe, sodat effortless change deur Jesus wat in my lewe 'n realiteit word. Romeine 8 vers 3, ek het dit vir julle net ook gelees, sê, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees. Dis julle, dit is goeie nuus. Wat beteken die vlees? Jy het dit net nou aangeraak, nee? Ek gaan dit weer sê, nou miskien, as ons dit net, nou jy wil dit ook net nou sê, dan is dit 3 keer gesê. Die vlees, wanneer jy van vlees lees in die Bybel, lees jy nie van vlees baie nie. Vlees beteken in die Bybel, dit verwys na ability. Wat sê, jy is in die vlees, as jy self probeer om te verander. Wanneer jy self probeer om te perform, op 'n treadmill te probeer hardloop, as jy deur jou eie krag en jou pogings probeer om nader aan die Here te kom. Deur die vlees, deur 'n wettiese stelsel. Jy sien, dit is hoekom Jesus, vriende, moes kom. Want die wet het nie gewerk nie, vir dit nie. Dit het ons nie tot geregtigheid gebring nie. En Bertie, jy gaan nou daaroor iets verder sê, né? Want kyk, as die wet voldoende was,
wil ek vir jou vra, dan het Jesus nie gekom nie. Galasiërs 3 vers 21 skryf Paulus daaroor. Hy sê, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterf. So as ek deur 'n performance treadmill kon verander, myself kon verander, hoekom het Jesus dan gekom? Ek gaan weer dit vir jou sê, en ek gaan 'n paar keer vir jou sê. Grace is God se vermoë, God se genade, is sy vermoë om binne in jou te werk en in jou te doen wat jy nooit uit jouself uit kon doen nie. Jy sien, Jesus het God se ability vermoë vir ons aarde toe gebring. Jesus gee daar die nuwe lewe. 'n Nuwe lewe is 'n nuwe natuur wat in die Gees gebore word in elke mens wat Christus Jesus bely en aanneem. Ja, sê mense, ek het al baie, kom die ouens aan my toe, dan sê hulle van, ja, maar ons leef nog in 'n liggaam, broer. Ons het ook nog 'n siel, ons eie wil, ons eie denke, ons eie emosies. Maar vriend, dink jy God, vraag, dink jy God sal jou innerlik verander, en dan sit God, en dan hoop en bid hy maar, dat jy verder uiterlik sal verander. So asof God sal duim vashou, ek hoop maar net, hierdie ou gaan self kan verander. Jy sien, God, wanneer hy werk, doen hy 'n perfect job. Wanneer hy in mense se gees inkom, doen hy 'n volkomme job in mense se gees. Hy doen nie halwe werk nie. So ek wil vir jou sê, as God kom deur sy genade, wat sy ability is om in jou die verandering te bring, wat jy self nie teweeg kon bring nie, dan doen hy 'n complete job ook met verandering. Jy sien, God maak 'n plek vir ons, 'n weg vir ons in Jesus, sodat elke mens getransformeer kan word. Ek hoop julle het julle Bybels nog oop by Efesiërs 2. Kyk gou daarso, vers 10. Want ons is sy maaksels geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Jy sien, wat perfek en heilig verklaar is, innerlik, maak dit moontlik om uiterlik ook te verander. As dit God se hart is om deur sy genade mense te verander en sy ability in te sit, dan is dit God wat uiterlik ook die verandering van innerlik af deurbring in elke mens. Jy sien, en daarvoor wil ek vir jou 'n voorbeeld gee. Bert het dit net al aangeraak, ons het dit al 'n paar keer vanoggend ook genoem en vanmiddag, en ons gaan dit nog dalk noem. Maar hoekom het Jesus mens geword? Om baie redes, maar ek wil vir julle een ding uitlig. Jesus was 'n gewone mens ook, in die vlees. Hy lewe sy lewe as 'n voorbeeld vir ons van hoe iemand lyk wat by God's ability leef. Jesus was perfek, 'n mens vir ons kom wys hoe lyk 'n mens wat nie in sonde leef nie, maar deur God se vermoë. En Jesus leef op aarde juist deur God se vermoë wat in hom werk en deur hom werk. Ja, kom mense weer wat pessimisties is en hierdie boodskap te goed is vir hulle om waar te wees, dan sê hulle, dit was Jesus, hy was Immanuel, hy was God self, ek is 'n mens, niemand kan van my verwag om so 'n lewe te lewe nie. Want onthou, ek is nog in die vlees, sê mense. Dit was Jesus, sê hulle, en ek glo dat hy geleef het, sê mense, deur God se ability. Maar hoe help dit my? Skree die wêreld uit. Jy sien, vriend, as jy Johannes 1 vers 16 lees, wie ken Johannes 1 vers 16? Dis die vierde een wat jy na die water en wyn verander moet ken. Want, so lief, kom ek lees dit gou vir julle. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En ons het dit net ook al geraak, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Sien, dis God se hart, sy ability, sy genade vir hierdie wêreld. Ons lewe en ontvang ook daardie volheid en ability van God, daardie lewe, daardie Zoe life, die Griekse lewe, the same life quality as God. Ja, sê mense, maar dit was nog steeds Jesus. En vriend, dan sê die skrif, jy is dood. Christus Jesus, the hope of glory, is living inside of you. So die verandering is nie jou poging en jou treadmill waarop jy klim nie, maar is Jesus Christus wat deur jou die lewe leef. 'n effortless change lewe. Ek het gehou van wat Bertie gesê het, want baie keer gaan ons effortless change ook oor die beeld wat ons van God het. As mense 'n vals beeld van God het, gaan hulle daai beeld lewe.
Maar as jy die beeld het van ek is uit die pad het gevat en Christus Jesus sy ability leef deur my, het jy 'n ander beeld van God, van Jesus. Want jy sien, Jesus het God se gesig geword op aarde, 'n gesig van liefde, 'n gesig van perfectness. En dis hy wat daardie gesig en daai ability in elkeen van ons geword het. Julle ken almal daai teks in Johannes 1 vers 17 wat sê, genade en waarheid het gekom deur Jesus Christus na hierdie wêreld. Hoor mooi, die skrif sê nie net waarheid nie, maar ook genade. En hou vas aan ons definisie van genade, want genade is God se vermoë om in jou te werk en binne in jou te doen wat jy nie self kon doen nie. So as genade en waarheid gekom het, dan kom dit deur Jesus Christus. En die skrif sê, Christ Jesus is the hope of glory living inside of us. En die Romeine sê, ons het deur ons doop, en ons gaan nie nou oor die doop praat nie, maar het jy gesterwe in Christus Jesus, en het sy opstandingskrag in jou opgestaan. So dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus Jesus in my. So God se genade heers deur my, en is sy ability wat in my doen, en my verander, wat ek nie self kon doen nie. Jy sien, toe Jesus kom, sê die skrif in Johannes 1 vers 17, toe bring hy waarheid, maar saam met die waarheid, julle bring hy die ability, die genade, die vermoë van God, om in daardie waarheid te kan leef. Dit noem die skrif genade. God's ability working inside of us, making us able to do what we could not do in our own ability. Ek dink dit stem net en stig net in terme van wat ons al alles vanoggend gesê het. Jesus is die antwoord. Nou het mense gaan kyk na Jesus se lewe en sy woorde en gesê, goed, ons kon dan nie deur die Ou Testamentiese wette geregverdig word nie. Maar wat ons nou doen, ons moet net probeer lewe soos Jesus gelewe het en alles wat hy gesê het, maak ons 'n wet van. Jy sien, maar Jesus reis die styk tot iets wat ek en jy glad nie kan doen, sodat ons kan besef, dit is slegs by sy ability en hy wat deur ons lewe wat ons hierdie dinge kan regkry. Vriende, ek wil 'n bietjie skiep en ek wil by ons tyd uitkom. Die moontlikheid om te verander, sê die skrif vir ons, is 'n gratis geskenk wat Jesus Christus vir ons kom gee het, in God se rykdom. Genade vir elke mens. Die skrif sê hierso in Johannes 3 vers 16 wat ek vir julle nou net gelees het, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Ons praat nou die dag daaroor, daar's 'n boodskap wat ook buite rondloop oor die genade. Ek dink 'n bietjie regtig 'n verkeerde verstaan wat sê, maar almal is daarbey ingesluit. Elke religion, elke godsdienst, maak nie saak wie jy is nie. Die skrif sê, whosoever believe. Wie dit glo. Wie, vriend, wanneer jy daai soete woorde oor jou lippe spreek, ek glo in Jesus Christus, dan begin effortless change in jou lewe. Maar hoekom? Want God vat vir jou uit die pad uit. Hy laat jou sterwe. Hy vat 'n ou menslike natuur van die sonde uit jou lewe, hy het dit weggevat. Hoe mooi het ons net gesê, hy kyk nie net deur die sunlight botteltjie na ons nie. Hy het dit weggevat. Jy is rein, vlekkeloos, geheilig in sy beeld. Gaan lees maar Efesiërs 1 ook. Yes. All who are weary and heavy laden, come and I will give you rest. Kom, sê Jesus, Matteus 11 vers 28. Jy sê my vriend, God se genade, sy vermoë wat in ons werk, breek die koninkryk van God oop vir jou en vir my, vir nou, maar ook vir ewig. Laat jou afhanklikheid altyd Jesus wees. Jy sê my vriend, as jy nou die skrif gaan kyk, al die waarhede van God se woord, sal slegs in jou werk as gevolg van God se genade en sy vermoë wat dit deur jou doen. Ek gaan dit weer vir jou sê. Jy kan nog steeds dink, hierdie boodskap is te goed om waar te wees. Miskien is daar tog net iets wat ek moet doen. Miskien moet ek tog maar net op 'n treadmill of iets klim om dit self te bereik. Maar onthou Jesus sê, moenie die wêreld se juk vat nie. Vat myne. Dis lig. Dit maak nie seer nie. My las is lig. My juk is sag. Jy sien, en wanneer Jesus in jou lewe kom, my vriend, wat gebeur? Jy begin die revelation aanneem van wie hy is. Jy begin daai lewe leef. Jy raak verlief op hom, jy kom in 'n diep verhouding met hom as gevolg van Jesus, jy is afhanklik van hom, jy vertrou op hom, jy werk al jou bekommernisse op hom, en dan besef jy, my afhanklikheid van Jesus is die basis van ons verhouding. Dis nie meer ek wat lewe nie, maar hy wat in my lewe. Hy is die bron van my lewe.
Hy is die Alfa en die Omega. Hy is al my denke, hy is my emosie, hy is my houding, hy is my optrede, hy is my ability. En wanneer jy dit begin snap, dat hy jou lewe is, dan bring dit effortless change in jou na vore. Want dan gaan jy nie self probeer om te doen nie, want jy is dood, jy het gesterwe, maar dit is sy vermoë wat deur jou leef. Hoe kry ons dit, my vriend? 'n sinnetjie. Glo dit en ontvang dit. Ken julle daai sin? Glo dit en ontvang dit. Filippense 1:6 sê Paulus, hy wat die werk, hierdie genade aan ons begin het, hy sal dit volbring. Jy sien, is mense wat sê, maar as ons in die gees begin het, dan kies mense om in die vlees klaar te maak. Maar as ons in die gees begin het, laat ons in die gees ook klaar maak. Hy wat die goeie werk in ons begin het, deur sy vermoë, sal dit volbring, deur sy vermoë. Jy sien, dit vat al, hoor my mooi, dit vat al die druk van jou af, wat kerke, sisteme, vrouens, of wie ook al ooit op jou skouers geplaas het. Dit vat dit weg. Want Jesus sê, weet, dis my hart vir jou. Dis hoe ek deur jou wil lewe. Hou op labor, hou op strive, hou op probeer, hou op legalistic probeer lewe. Gaan net in daai eenvoud en in die liefde van God in. Ek wil vir jou 'n stukkie lees in Jesaja 55 vers 1. Wie wil gou saam my so toe blaai asseblief? Jesaja. Almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Dis is dit nie 'n fantastiese teks nie, hè? Almal wat dors het, kom na die waters en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. En ek weet nie van jou nie, maar dit is genade. Dit is God wat ons nooi en sê, ek sal julle alles gee wat julle ooit in hierdie lewe nodig het. Ek sal julle alle ability en vermoë gee wat julle ooit nodig het. Ek sal deur my ability in jou werk. Dit is die evangelie, my vriend. Dis die goeie nuus. Dis vir diegene wat geen geld of geen verdienste of geen goeie werk het om vir God aan te bied nie. Sê hy, kom na my toe. Kom gratis na my toe. Dit kos jou niks. Kom glo en kom ontvang. Believe and receive. Kom gratis, dit kos jou niks. Dit kos my alles. En dit het my seun se bloed gekos, Jesus Christus, om dit vir julle te kom gee. Dis grace. Ja, genade is onverdiende guns en goedheid van God, deur Jesus Christus. Maar my vriend, genade is ook God se vermoë om binne in jou lewe in te kom. En wanneer jy jou posisie in Christus ingeneem het, Christus die nuwe natuur in jou is, en Christus deur jou lewe, tot eer en verheerliking van God die Vader. Kom koop sonder geld, sonder pogings, sonder verdienste, sonder tredmils. Kom net. Kom net na die waters. En dan sê, interessant, dan sê Jesus later, ek is die lewende water, nee. Wie van my drink, sal nooit weer dors kry nie. Dis gratis. Kom eet lewende brood. As jy van my eet, sal jy nooit weer honger word nie. Kom net in geloof en ontvang wyn en melk. Weet jy wat, ek het nie veel meer wat ek nou eers wil sê, ek gaan nou vir Bertha in die woord ook stel, maar ek wil vir julle hierdie woorde gee wat ek 'n lang tyd terug gelees het, van 'n eeuoue Britse hymn, wat in Engeland gesing het. En daar's net een koortjie wat my gevang het. Luister gou na hierdie woorde. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Kan ek dit gou weer vir jou lees? En daarmee gaan ek nou amen sê. Dan gaan ek weer volgende Sondag preek ek weer vir julle, hoor. Nothing in my hands I bring, but simply to thy cross I cling. Jy sien my vriend, dit, en ons kan, ek dink ons moet 'n slag 'n hele reeks hou oor effortless change, sommer 'n klomp boodskappe. Maar as ek net vanoggend, vanmiddag dit met julle kan deel, is wanneer jy by die kruis van Jesus kom, en jy daai siel daar sien hang, wat die skrif sê, God versadig geword het, toe hy sy eie seun sien hang het. Weet ek nie van jou nie, maar dan gryp ek dit met alles wat ek het. Want dan besef ek, dit is die lewe. Dit is die lewe. En dit is die vermoë, wat ek en jy in hierdie lewe ontvang, om nooit weer,
self hoef te probeer om te verander nie. Want hy lewe nou in my. Waar is my message? En ek voel nou in my gees, ek wil dit vir julle lees. Romeine 6 in die message. So what do we do? Do we keep on sinning so God can keep on forgiving? I should hope not. If we've left a country where sin is sovereign, how can we still live in our old houses there? Or didn't you realize we packed up and left there for good? That is what happened in baptism. When we went under the water, we left the old country of sin behind. And when we came up out of the water, we entered into the new country of grace, a new life in a new land. That's what baptism into the life of Jesus means. When we are lowered into the water, it is like the burial of Jesus. And when we are raised up out of the water, it is like the resurrection of Jesus. Each of us is raised into a light-filled world by our Father, so that we can see where we're going in our new graced sovereign country. Nou vra hy die vraag, could it be any clearer? Our old way of life was nailed to the cross with Christ, a decisive end to that sin-miserable life. No longer at sin's every beck and call. What we believe is this: if we get included in Christ's sin-conquering death, we also get included in His life-saving resurrection. We know that when Jesus was raised from the dead, it was a signal of the end of death as the end. Never again will death have the last word. When Jesus died, He took sin down with Him, but alive He brings God down to us. From now on, think of it this way. Sin speaks a dead language that means nothing to you. God speaks your mother tongue, and you hang on to every word. You are dead to sin, and you are alive to God, and that is what Jesus did. En ek vra vir jou weer, daai woorde, waar's my woord? Nothing in my hand I bring, but simply to thy cross, and by your ability I cling. Amen. 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 Kom ons sê dankie vir die Here. Vader, ek wil net kom sê in die naam van Jesus, dankie dat U die sondige bestaan in 'n ou dooie huise waarin ons gebly het, weggevat het. En dankie dat U ons in 'n sovereign country of grace ingebring het. Here, ek is so opgewonde. Want ek besef, om te verander is nie my werk nie. Om te verander is U natuur in my. Is U vermoë in my. En Vader, al wat ek nou wil doen, is ek wil my verstaan soos Bertie gepreek het. Ek wil net my begrip, my heart establish. Ek wil my hart bevestig in U geregtigheid. Ek wil my denke, my siel, my emosies, my wil in lyn bring met wie U is. Vader, weet jy, ons kan die hele skrif deurlees vanmiddag, van Genesis tot Openbaring, en al wat ons die hele tyd gaan sien, is hierdie hart van God vir mense. En ek sê vandag vir U dankie. Ek bid oor hierdie broers van my. Dankie dat U vir my die geleentheid gegee het om hier 'n paar woorde te kom deel, Here. En ek sê vir U dankie dat ek die ware evangelie net kom preek en Jesus Christus net uitlig en al die glorie net op Hom laat skyn. En Vader, dit is wat ek nou bid vir elke man en elke man se huis wat hier is, Vader, dat Jesus Christus, God's grace and God's ability will reign in your houses. Dat U vermoë deur sal kom, Here. Dat ons van die treadmill sal afklim. Here, want dit maak ons moeg. Dit vat die lewe van ons weg. Maar Jesus, U het aan 'n kruis gesterf. U het God se vermoë en waarheid na hierdie wêreld toe gebring, sodat dit ons sal vrymaak. Die skrif sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Ek eer U. Nothing in my hand I bring, but simply to thy cross, and unto your ability I will cling. In Jesus' name, amen.